Goeiemôre Matrix, ek hoop dit gaan baie goed met julle elkeen. Tydens vandag se taalleerles gaan ons aan met die sinsleer. Nou moet jy mooi onthou, tydens sinsleer ontleed ons die dele waaruit 'n sin bestaan. So jy moet nou mooi kyk, ons moet kennis dra van woordsoorte, maar jy gaan sien, baie keer is daar verskillende woordsoorte in een gedeelte van 'n sin, maar hy word geklassifiseer as byvoorbeeld 'n bysin of 'n bepaling. So kyk nou mooi, dit is 'n ander manier om taal te ontleed. Weereens moet jy seker maak jy het jou vraestel 1 skrif by jou, skryf my die opskrif en die datum, en dan die papier waarna ons gaan verwys is hierdie een. Ek het hom al vorige kere vir julle gestuur, ek sal hom weer vir jou aanstuur. Maak dan net seker dat jy hom deurgaan voordat jy na die res van die video gaan kyk. Ons gaan ook kyk na enkelvoudige sinne, saamgestelde sinne en veelvoudige sinne. Heel eerstens moet jy jou onderwerp, gesegde en voorwerp kan ontleed. Ons begin by die gesegde, want dit is jou aksie of jou handeling. Nou 'n gesegde kan bestaan uit net 'n hoofwerkwoord, hy speel, of 'n hoofwerkwoord en hulpwerkwoorde, byvoorbeeld hy het gespeel. Dan, om jou onderwerp te kry, vra jy, wie of wat gesegde? Wie of wat speel? Sê nou maar die sin is, Jan speel, dan is Jan jou onderwerp. By die voorwerp vra jy, wie of wat gesegde onderwerp? Wie of wat, sê nou maar wat speel Jan? Jan speel rugby. Rugby is dan jou voorwerp. Onthou by jou onderwerp en voorwerp, tel jou lidwoord saam met jou selfstandige naamwoord as jou onderwerp of voorwerp. Maar soos jy weet kan dit ook vervang word met 'n voornaamwoord. Hier is 'n voorbeeld. Die hond jaag die kat. Wat is die aksie, die handeling? Jaag, dit is my gesegde. Wie jaag? Wie doen hier die jaagwerk? Die hond is my onderwerp. En dan nou, wat jaag die hond? Wat gesegde onderwerp? My antwoord is die kat, dit is my direkte voorwerp. Indien jy 'n indirekte voorwerp moet identifiseer, kyk na die voorsetsel, byvoorbeeld die woord vir. Die gedeelte na die vir is my indirekte voorwerp. Net oorganklike werkwoorde het voorwerpe. Soms is 'n werkwoord onoorganklik en dit het nie 'n voorwerp nie, maar dan kan daar bywoorde wees of bywoordelike bepalings wat hierdie werkwoorde beskryf. Byvoorbeeld die man hardloop vinnig. Dit sê nie vir jou wat hy hardloop nie, maar hoe. Dis is vinnig 'n bywoordelike bepaling van wyse. Nou wil ek hê jy moet gou vir my die onderwerp, gesegde en voorwerp in die volgende sinne ontleed. Janie skryf 'n brief. Kyk eers, waar is my gesegde? Wie of wat gesegde? En dan nou wie of wat gesegde onderwerp. Dieselfde met Suzette eet roomys, Piet hardloop vinnig. Skryf dit gou neer en dan gaan jy oor na die volgende een. In die sin, Janie skryf 'n brief, skryf my gesegde. Wie skryf? Onderwerp is Janie. Wat skryf Janie? 'n brief. 'n brief is my voorwerp. Suzette eet roomys. Waar is my handeling? My gesegde is eet. Wie eet? Is Suzette. En wat eet Suzette? Roomys. Roomys is my voorwerp. Piet hardloop vinnig. Waar is my gesegde is hardloop. Wie hardloop? Piet. Piet is my onderwerp. Daar is nie 'n antwoord op wat hy hardloop soos 'n marathon nie, maar hoe hy hardloop. Vinnig is dis 'n bywoordelike bepaling van wyse. Bepalings. Wat is 'n bepaling? Nou, bepaling is 'n woord of 'n groep woorde wat geen selfstandige werkwoord of hoofwerkwoord bevat nie, maar dit word gebruik om die onderwerp, voorwerp of gesegde te beskryf. So onthou baie mooi, daar is nie 'n werkwoord of 'n gesegde in hierdie groepie woorde wat as 'n bepaling bekend staan nie. Ons onderskei tussen byvoeglike bepalings en bywoordelike bepalings. Nou moet jy nou mooi dink, byvoeglike. Waar het ek dit nou al gehoor? Byvoeglike, herinner jou aan 'n byvoeglike naamwoord? So kom ons kyk. Die byvoeglike bepaling beskryf die onderwerp of voorwerp. Hoekom? Die onderwerp of voorwerp is selfstandige naamwoorde. Wat weet ons beskryf 'n selfstandige naamwoord? 'n byvoeglike naamwoord word gebruik om 'n selfstandige naamwoord te beskryf. Dus, 'n byvoeglike bepaling sal altyd die onderwerp of voorwerp beskryf, want hulle sal altyd of voornaamwoorde of selfstandige naamwoorde wees.
Byvoorbeeld, die mooi meisie bak 'n sjokoladekoek. Nou ontleed jy gou eers die sin, waar is my gesegde is bak, wie of wat bak, die meisie, wat bak sy, 'n koek. So die meisie is my onderwerp en 'n koek is my voorwerp. Nou mooi word gebruik om my onderwerp te beskryf, die meisie. So mooi is dan 'n byvoeglike bepaling. Sjokolade word gebruik om my voorwerp te beskryf, 'n koek. Sjokolade is dus dan ook 'n byvoeglike bepaling. Hulle kan ook vir jou vra om 'n sin uit te brei deur 'n byvoeglike bepaling in te voeg. Nou hier's vir jou 'n wenk. As jy gevra word om 'n sin met 'n byvoeglike bepaling uit te brei, begin deur die woord met onmiddellik na die onderwerp of voorwerp te skryf. Byvoorbeeld, die man lees 'n boek. Die man met die groen trui lees 'n boek. Nou daardie gedeelte met die groen trui. Dit bestaan uit 4 woorde, maar daar is geen gesegde of geen werkwoord in nie, dis net 'n groepie woorde. Dit is dus 'n bepaling. Dit is dan 'n byvoeglike bepaling want dit beskryf die onderwerp. Jy hoef nie met te begin nie, jy kan dalk net 'n byvoeglike naamwoord voor die selfstandige naamwoord invoeg. En daardie byvoeglike naamwoord noem ons dan nou, wanneer dit kom by sinsleer, 'n byvoeglike bepaling. Die rooi appel is mooi, die appel is my onderwerp, rooi is in daai geval my byvoeglike bepaling. Nou wil ek hê jy moet vir my die byvoeglike bepalings in die volgende sinne ontleed. Maar voordat jy dit kan doen, moet jy altyd onthou, jy moet altyd eers die stappe volg. Identifiseer jou gesegde, jou onderwerp, jou voorwerp. En dan gaan kyk jy wat bly oor. En die goed wat oorbly, beskryf dit dan nou my gesegde, beskryf dit my onderwerp of my voorwerp. My gesegde is dan nou in die eerste sin skop. Wie skop? Die seun. Die seun is my onderwerp. Wat skop die seun? Die bal. Die bal is my voorwerp. Nou bly die woorde stoute en geel oor. Stoute word gebruik om die seun te beskryf wat my onderwerp is. Stoute is dan nou my byvoeglike bepaling. Geel word gebruik om die bal te beskryf wat my voorwerp is. Geel is dan nou ook 'n byvoeglike bepaling. Die bruin hond jaag die grys kat. Waar is my gesegde? Jaag. My onderwerp, wie jaag? Die hond. Wat jaag die hond? Die antwoord is die kat. So die kat is my voorwerp. Nou bly bruin en grys oor. Bruin beskryf vir jou die hond, die onderwerp. Dis is dit 'n byvoeglike bepaling. Grys beskryf jou voorwerp, die kat. Hy is ook 'n byvoeglike bepaling. Nou kry ek die sin, die seun hardloop vinnig. Hardloop is my gesegde. Wie hardloop? Die seun, hy is my onderwerp. Die seun hardloop, nou het ek nie 'n antwoord op wat hy hardloop of 'n marathon of iets nie, so daar's nie 'n voorwerp nie, nou sê hy net vinnig. Nou moet jy mooi kyk, vinnig sê vir nie ietsie van die seun nie, maar ietsie oor hoe hy hardloop. Ons noem dit dan 'n bywoordelike bepaling. Ons gaan nou kyk wat is bywoordelike bepalings. Bywoordelike bepalings. Die woord bywoordelike, dit moet jou herinner aan bywoord. Wat doen 'n bywoord? 'n Bywoord beskryf 'n werkwoord. Nou, 'n bywoordelike bepaling beskryf dan nou die gesegde. Onthou, daar's verskillende benaminge kan mens sê vir die dele van die sin. Ons praat nie van 'n bywoord nie, ons praat van 'n bywoordelike bepaling. Ons praat nie nou van 'n werkwoord nie, maar van 'n gesegde. Maar ons weet, die gesegde is 'n werkwoord. Wat beskryf gewoonlik 'n werkwoord? 'n Bywoord. Dus 'n bywoordelike bepaling sal altyd die gesegde beskryf. Kyk gou vir my na die volgende sinne. Die seun hardloop vinnig. Ontleed eers jou gesegde is hardloop. Onderwerp die seun. Nou die woord vinnig sê vir jou mos hoe hy hardloop. Dit beskryf vir jou die gesegde hoe die seun hardloop. Vinnig is dis 'n bywoordelike bepaling van wyse. Jy vra die vraag hoe of jy kry 'n antwoord op die vraag hoe. Onthou mens kry 'n bywoord van wyse, tyd, plek, modaliteit. En dit geld dieselfde vir bywoordelike bepalings van wyse, plek, tyd en modaliteit. Die volgende een, die meisie sit op die stoel. Waar is my gesegde? Sit. Wie sit? Die onderwerp is die meisie. Nou, op die stoel sê nie vir jou iets van die meisie nie, dit sê vir jou van die sit. Spesifiek waar sy sit. So dit is dan nou 'n bywoordelike bepaling van plek. Die kinders speel in die aand. In die aand beskryf die gesegde speel, wanneer hulle speel. Dis is in die aand 'n bywoordelike bepaling van tyd. Die volgende sin, die kinders gaan miskien, of die woorde dalk, of beslis speel.
Miskien of dalk of beslis, beskryf ons nou die omstandighede of die moontlikheid of die kinders dan nou gaan speel, want gaan speel is my gesegde. Miskien is dit 'n bywoordelike bepaling van modaliteit. Identifiseer nou vir my die bywoordelike bepalings in die volgende sinne. Om dit te doen moet jy onthou, jy moet eers gaan kyk waar is my gesegde, my onderwerp, my voorwerp, dan kyk jy wat oorbly. Beskryf dit of brei dit uit op my onderwerp, gesegde of voorwerp. In die sin, die seun speel rugby op die rugbyveld. Is speel my gesegde, wie speel die seun, hy is my onderwerp. Wat speel die seun? Rugby, rugby is my voorwerp. Op die rugbyveld sê vir my ietsie van waar hy speel. Dis is op die rugbyveld 'n bywoordelike bepaling van plek. In die sin Sandra loop met 'n drafstap, is loop my gesegde. Wie loop? Sandra? Daar's nie 'n voorwerp nie, maar met 'n drafstap sê vir jou hoe sy loop. As jy 'n antwoord kry op die vraag hoe, is dit 'n bywoordelike bepaling van wyse. In die sin Maryke lees 'n boek in die oggend, is lees my gesegde. Wie lees? Maryke is my onderwerp. Wat lees Maryke? 'n boek. 'n boek is my voorwerp. In die oggend sê vir jou wanneer. Dit beantwoord die vraag wanneer sy lees. Dis is in die oggend 'n bywoordelike bepaling van tyd. Met die sin, Susan gaan dalk daar wees. Is gaan, my gesegde, gaan wees. Susan is my onderwerp. Daar's nie 'n voorwerp nie, maar die woorde dalk en daar is bywoordelike bepalings. Dalk dui op moontlikheid. Dalk is my bywoordelike bepaling van modaliteit en daar is my bywoordelike bepaling van plek. Nou dat ons na die onderwerp, gesegde, voorwerp en die byvoeglike en bywoordelike bepalings gekyk het, wil ek jy moet met die volgende sinne ontleed. Eerstens identifiseer ons die gesegde. Die vrou met die rooi rok stap vinnig. Stap is my gesegde. Wie stap? Die vrou. Sê dit vir jou wat sy stap, dalk 'n marathon? Nee. Nou kyk ons wat bly oor. Met die rooi rok en vinnig. Met die rooi rok beskryf vir jou die vrou. Dis is dit 'n byvoeglike bepaling. Vinnig sê vir jou hoe sy stap. Dit is dus 'n bywoordelike bepaling van wyse. Die hongerleerders bak miskien brood. Kom ons kyk nou mooi, waar is my gesegde? Die woord bak. Wie bak? Die leerders. Wat bak hulle? Brood. Brood is my voorwerp. Nou bly oor honger. Wat doen honger in daardie sin? Dit beskryf jou die onderwerp, die leerders. Honger is dus 'n byvoeglike bepaling. Miskien dui op die moontlikheid. Dit sê vir jou iets van die omstandighede waar rondom die bak plaasvind. Miskien is dit 'n bywoordelike bepaling van modaliteit. Met die sin, ons het verlede jaar rugby gespeel. Is het gespeel, my gesegde, onthou ons het gesê, gesegde kan bestaan uit hulpwerkwoorde saam met hoofwerkwoorde. Wie het gespeel? Ons. Wat het ons gespeel? My voorwerp is dan nou rugby. Dan bly die woorde verlede jaar oor. Dit sê vir jou ietsie van die tyd wat hulle gespeel het. So dit beskryf vir jou die gesegde en wanneer die tyd beantwoord, wanneer is dit 'n bywoordelike bepaling van tyd. Volgende sin, die vetman eet 'n hamburger en skyfies in die restaurant. Nou waar is my gesegde? Eet. Wie eet? Die man. Wat eet die man? Daai hele gedeelte, 'n hamburger en skyfies is my voorwerp. Nou bly die woord vet in die restaurant oor. Vet beskryf jou die onderwerp, die man. Dit is dus 'n byvoeglike bepaling. In die restaurant sê vir jou waar hy eet. So hy beskryf jou gesegde eet. Dit is dus 'n bywoordelike bepaling van plek. Al hierdie sinne is voorbeelde van enkelvoudige sinne. Die enkelvoudige sin het een gesegde. Onthou ons het gesê die gesegde bestaan uit 'n hoofwerkwoord met of sonder hulpwerkwoorde. Die enkelvoudige sin kan ook bepalings, byvoeglike of bywoordelike bepalings bevat. Soos ons nou gesien het, die man het die lekker kos vinnig geëet. Daar is nou vir jou, het geëet is jou gesegde, jou onderwerp is die man, jou voorwerp is die kos, lekker is jou byvoeglike bepaling en vinnig is jou bywoordelike bepaling van wyse. Maar daar is steeds net een gesegde, het geëet, dus is dit net 'n enkelvoudige sin. Hulle kan vir jou vra,
Noem of die volgende sin enkelvoudig, saamgesteld of veelvoudig is. So wat is 'n saamgestelde sin? Die woord sê vir jou, saamgesteld. Hy bestaan uit goed wat saamgevoeg is. Nou, saamgestelde sin bestaan uit 2 of meer sinne, daar's ten minste 2 gesegdes. 2 of meer hoofwerkwoorde met of sonder opwerkwoorde. Maar dit is baie belangrik dat jy onthou, 'n saamgestelde sin bestaan uit 'n hoofsin en ten minste 1 bysin. 'n Hoofsin is 'n sin wat selfstandige betekenis het, hy kan op sy eie staan en steeds sin maak. Maar 'n bysin is afhanklik van die hoofsin betekenis. Hy brei 'n gedeelte van die hoofsin uit, maar as jy hom net so op sy eie lees, maak hy nie lekker sin nie. Kom ons kyk verder na 'n bysin. 'n Bysin is 'n sin. Onthou ons het gesê, wat is 'n sin? Dit is 'n groepie woorde met 'n gesegde, met 'n werkwoord. Maar hierdie bysin kan die onderwerp, die gesegde of die voorwerp uitbrei, maar dit is steeds afhanklik van die hoofsin vir betekenis. Nou, hoe identifiseer ons nou hierdie bysin en die hoofsin? Hier's 'n paar stappe. Eerstens moet jy gaan kyk, waar is jou hoofsin? En jy gaan sien, wanneer ons moeiliker vrae doen, wanneer ek vir aktiwiteite stuur, is die sinne baie keer bietjie geskommel, en die woordorde is geskommel. Jy mag die sin vir jou gaan oorskryf, sodat dit vir jou meer sin maak. Dan gaan kyk ons, waar is my bysin? Nou moet ons gaan kyk, waar is my gesegde, die onderwerp en voorwerp van die hoofsin? En dan, hierdie bysin, beskryf dit die onderwerp, die gesegde of die voorwerp. Nou, raai gou vir my so bietjie. Ons het nou gekyk, byvoeglike bepalings beskryf my onderwerp en voorwerp, en 'n bywoordelike bepaling die gesegde. So, gaan my byvoeglike bysin, gaan dis mos nou my onderwerp en voorwerp beskryf, en my bywoordelike bysin die gesegde. Wat is 'n byvoeglike bysin? 'n Byvoeglike bysin beskryf die onderwerp of voorwerp in die hoofsin, nie 'n byvoeglike bepaling. So nou vra jy die vraag om die byvoeglike bysin te kry, watter onderwerp of voorwerp? Nou hier is vir jou 'n wenk. Wanneer jy die betreklike voornaamwoorde wat, waarmee, waarop, waarin, waarvan, met wie, op wie sien, dan moet jy weet, die gedeelte wat daarna staan is 10-1 'n byvoeglike bysin. Byvoorbeeld, die man wat die groen trui dra, lees 'n boek. Daardie gedeelte wat die groen trui dra, is my byvoeglike bysin. Maar kom ons ontleed die volgende voorbeeld. Die tannie wat by die tuisnywerheid werk, bak koekies. Nou waar is my hoofsin? Nou moet jy mooi kyk. Die tannie bak koekies. My bysin is wat by die tuisnywerheid werk. Nou as jy hom lees, wat by die tuisnywerheid werk, hy maak nie sin op sy eie nie. Hy het nie selfstandige betekenis nie, hy is afhanklik van die hoofsin, anders maak hy nie sin nie. Nou moet ons die hoofsin ontleed. Die hoofsin se gesegde is bak, die onderwerp is die tannie, die voorwerp is koekies. As ons nou kyk wat by die tuisnywerheid werk, beskryf die tannie, dit beskryf jou onderwerp. En nou is daar vir jou leidraad, die woord wat is 'n betreklike voornaamwoord wat na die tannie verwys, en dit is die begin van die bysin. Dus, wat by die tuisnywerheid werk, beskryf die onderwerp, die tannie, en dit is 'n byvoeglike bysin. Kyk asseblief of jy vir my die volgende sinne kan ontleed. Onthou, met elke sin moet jy nou eers vir my gaan kyk, waar is die hoofsin, nommer 1. Waar is my bysin, nommer 2. Nommer 3, ontleed vir my die gesegde, onderwerp en voorwerp van die hoofsin, en dan gaan kyk jy daardie bysin, word dit gebruik om die onderwerp, die gesegde of die voorwerp uit te brei. By nommer 1 is jou hoofsin, die seun is my neefie. Wat daar staan is jou bysin. Nou die hoofsin se gesegde is, onthou is in die plek van 'n gesegde, alhoewel dit 'n koppelwerkwoord is, my onderwerp is die seun, en die voorwerp is my neefie. Wat daar staan, sê vir jou meer van die onderwerp. En as jy nou mooi kyk, daar het jy wat jou betreklike voornaamwoord is, en jou gesegde in hierdie bysin is die woord staan. Dit maak dit 'n bysin, want 'n bysin, sin moet 'n gesegde hê. Dis wat daar staan, is jou byvoeglike bysin wat die onderwerp beskryf. Nommer 2. Susie breek die bril waarop sy trap. My hoofsin is Susie breek die bril. Waarop sy trap is jou bysin, hy staan apart.
Susie breek die bril kan op sy eie sin maak, maar waarop sy trap is afhanklik van die hoofsin vir betekenis. Nou in die hoofsin is my gesegde breek, my onderwerp Susie en die voorwerp die bril. Waarop sy trap verwys terug na die bril. Die woord waarop is jou betreklike voornaamwoord, dit verwys terug na die bril. Sy trap, waarop sy trap is my gesegde in daardie sin, dis is waarop sy trap 'n byvoeglike bysin wat die voorwerp beskryf. Sarah, wat vir die eerste span rugby speel, het my hart gebreek. My hoofsin is, Sarah het my hart gebreek. My gesegde is, het gebreek, onderwerp Sarah en voorwerp my hart. Wat vir die eerste span rugby speel? Nou moet jy mooi kyk, wat, weer eens my betreklike voornaamwoord. Speel is my gesegde, dis weet ek, dis 'n bysin, dis nie 'n bepaling nie. Dis is die gedeelte, wat vir die eerste span rugby speel, byvoeglike bysin wat die onderwerp beskryf. 4. Ek lees die boek waarvan ek jou vertel het. My hoofsin is, ek lees die boek. Nou my gesegde van die hoofsin is lees, my onderwerp ek en my voorwerp die boek. Die gedeelte waarvan ek jou vertel het is my bysin. Dit sê vir jou ietsie van die boek, waarvan is weer my betreklike voornaamwoord. Vertel het is in daai geval jou gesegde, dis maak dit 'n bysin. Dus is waarvan ek jou vertel het 'n byvoeglike bysin wat die voorwerp beskryf. Nou kyk ons na bywoordelike bysinne. Bywoordelike bysin brei die gesegde van die hoofsin uit. Nes 'n bywoordelike bepaling. Maar nou is hy 'n bysin. En onthou ons het gesê 'n bysin bevat 'n gesegde in sy gedeelte. Nou kry ons ook net soos by bywoordelike bepalings 'n bywoordelike bysin van tyd, plek, wyse en modaliteit. As jy daardie vraag vra, kan jy antwoord kry. Maar hou daardie vraagwoorde in gedagte, die woorde wanneer en waar of soos of die moontlikheid is. In die sin Jaco spring soos iemand wat geskrik het. Is Jaco spring my hoofsin in die bysin soos iemand wat geskrik het. Nou in die hoofsin is die gesegde spring en die onderwerp Jaco. Die gedeelte soos iemand wat geskrik het sê vir jou hoe hy gespring het. Dit beskryf jou die gesegde. Dis is dit 'n bywoordelike bysin van wyse. In die sin die meisie speel netbal waar daar 'n baan is. Nou kyk na die woord waar. My hoofsin is die meisie speel netbal waar daar 'n baan is dan nou my bysin. Ek het nie selfstandige betekenis nie, hy het die hoofsin nodig om sin te maak. In die hoofsin is my gesegde speel, die onderwerp, die meisies en die voorwerp netbal. Waar daar 'n baan is, sê vir jou waar hulle speel. So kyk, dit gee vir jou antwoord op die woord waar. Die woord waar is 'n leidraad, dit sê vir jou, dit is 'n bywoordelike bysin van plek. Die volgende sin. Die seuns doen huiswerk wanneer hulle klaar geoefen het. My hoofsin is die seuns doen huiswerk. Die bysin wanneer hulle klaar geoefen het. Sien jy die woord wanneer? Hy moet nou vir jou leidraad wees, tyd. Dit sê vir ietsie van tyd. Nou ontleed ons die hoofsin. Die hoofsin se gesegde is doen, die onderwerp is die seuns, die voorwerp is huiswerk. Nou wanneer hulle klaar geoefen het, brei vir jou die doen uit, wanneer hierdie doen dan nou plaasvind. Dit beskryf die gesegde, wanneer. Wanneer hulle klaar geoefen het, is dis die bywoordelike bysin van tyd. So jy kyk uit vir die woord wanneer. Die volgende sin, dit sou beter gesmaak het as ek nie so trommeldik geëet was nie. Nou onthou wat 'n bywoordelike bysin van modaliteit moeilik maak is, dis amper asof dit die hele betekenis van die sin verander. Hoofsin is dit sou beter gesmaak het, bysin, as ek nie so trommeldik geëet was nie. My hoofsin se gesegde is, sou gesmaak het die onderwerp dit, en onthou daardie woord beter is my bywoordelike bepaling van wyse. Dis die omstandighede of die moontlikheid waaronder dit beter sou gesmaak het, word uitgebrei. As ek nie so trommeldik geëet was nie, is my bywoordelike bysin van modaliteit. Nou wil ek hê, jy moet die bywoordelike bysin in die volgende sinne identifiseer, en dan nou noem, is dit 'n bywoordelike bysin van tyd, wyse of plek. Onthou ontleed eers jou hoofsin, jou bysin, die hoofsin se gesegde onderwerp, voorwerp, en dan kyk jy vir my na die verskillende bywoordelike bysinne. Die antwoord dan. In nommer 1 is die hoofsin, die honde blaf. Die gesegde van die hoofsin is blaf en die onderwerp is die honde.
Wanneer almal slaap, brei vir jou die gesegde uit. Dit is dus 'n bywoordelike bysin van tyd. Die stoute kinders hardloop asof iemand hulle jaag. My hoofsin is, die stoute kinders hardloop. Hardloop is my gesegde, die onderwerp is die kinders. Stout is in hierdie geval net 'n byvoeglike bepaling. Asof iemand hulle jaag, sê vir jou iets van hoe hulle hardloop. Sien julle die woord jaag, sê vir jou, dis 'n bywoordelike bysin van wyse. Ons sit is jou hoofsin. Sit is jou gesegde, ons is jou onderwerp. Waar die son helder skyn, kyk vir die woord waar, is 'n bywoordelike bysin van plek. Die muskiete byt ons wanneer dit donker word. Die muskiete byt ons is jou hoofsin. Die gesegde van die hoofsin is byt, jou onderwerp is die muskiete en die voorwerp is ons. Wanneer dit donker word, kyk vir die woord wanneer dit donker word, onthou in hierdie geval is word jou gesegde van die bysin, dis 'n bywoordelike bysin van tyd. Hulle kan vir jou vra om die dele van die sin te ontleed, of hulle kan vir jou vra, brei die sin uit deur die volgende gedeeltes in te voeg. Nou moet jy onthou, jy moet die hele sin oorskryf, en dit wat jy ingevoeg het onderstreep. In hierdie geval moet jy vir my die sin, Janine eet 'n appel, oorskryf, dan voeg jy vir my 'n byvoeglike bepaling in, dan 'n byvoeglike bysin, 'n bywoordelike bepaling, en dan 'n bywoordelike bysin. Hier is jou voorbeelde. Janie met die lang hare eet 'n appel. Nou beskryf hy jou onderwerp, of Janie eet 'n groen appel. Hy beskryf die voorwerp. 'n Byvoeglike bysin kan jy net die wat bysit. Janie wat lang hare het, eet 'n appel, want het is dan nou jou gesegde, dit maak dit 'n bysin. Of Janie eet 'n appel wat groen is. 'n Bywoordelike bepaling sal wees, Janie eet 'n appel na die netbalwedstryd. Dit sê vir jou tyd, 'n bywoordelike bepaling van tyd. Of as jy bywoordelike bysin moet invoeg, Janie eet 'n appel nadat sy netbal gespeel het. Dit sê vir jou wanneer, bywoordelike bysin van tyd. Ons kan ook onderskei tussen 'n onderwerpsin, 'n gesegdesin en 'n voorwerpsin. Nou onderwerpsin, dit moet vir jou ietsie sê. Dit is 'n bysin wat in sy geheel as onderwerp van die hoofsin optree. Dit is nie 'n bysin wat net die onderwerp beskryf nie. Die hele bysin is die onderwerp. Hier is 'n voorbeeld. Wat jy doen is nie altyd reg nie. As jy dit in die plek van die bysin kan lees, byvoorbeeld wat jy doen, en dan lees jy nou eerder dit is nie altyd reg nie, weet jy dit is die onderwerpsin. So jou onderwerpsin in hierdie sin is wat jy doen. Doen is jou gesegde. Jy kan dit vervang met die woord dit. En jou hoofsin is nie altyd reg nie. So dit is nie altyd reg nie. Dis is wat jy doen, jou onderwerpsin. Hierdie voorbeeld is iets wat ek uit 'n vorige teks gekry het wat eintlik moeilik is. Dit is onmoontlik dat ek met Afrikaans kan sukkel. Nou in hierdie geval is die dit en dat ek met Afrikaans kan sukkel dieselfde ding. Dit verwys daarna. Dis is dat ek met Afrikaans kan sukkel, my onderwerpsin. By 'n gesegde sin weet ons nou die hele gedeelte is die gesegde. Maar hier kyk jy uit vir jou koppelwerkwoord. As die hoofsin se gesegde 'n koppelwerkwoord is die bysin wat daarna volg 'n gesegde sin. Dit lyk is my koppelwerkwoord of hy die skelm is. Nou lyk is my koppelwerkwoord. So hoofsin is dit lyk, die hele gedeelte daarna of hy die skelm is my gesegde sin. 'n Voorwerpsin is dus 'n bysin wat in sy geheel as voorwerp optree. Nou hoe onderskei ek dit? Wanneer 'n vraag met wat van die hoofsin gevorm word en die bysin is die antwoord op hierdie wat, is die bysin 'n voorwerpsin. Byvoorbeeld, hy dink dat hy sal slaag. Jou hoofsin is hy dink. Nou vra jy, hy dink wat? Jou antwoord is dat hy sal slaag. Dat hy sal slaag is dus my voorwerpsin. En kyk mooi, dis 'n sin want sal slaag is my gesegde in daardie gedeelte. Die tweede voorbeeld, sy vra hoe laat hulle kom. Nou is my hoofsin sy vra, jy sit die woord wat by, sy vra wat, en my antwoord is hoe laat hulle kom. Dus is dit my voorwerpsin. 'n Hoofsin en 'n bysin, soos wat ons hier voorgedoen het, of 'n hoofsin met 'n onderwerpsin of 'n voorwerpsin of gesegde sin, noem ons 'n saamgestelde sin. Maar 'n veelvoudige sin is twee hoofsinne met of sonder bysinne. Nou wat is 'n hoofsin? 'n Hoofsin is 'n sin met onafhanklike betekenis. Hy is nie afhanklik van iets anders vir betekenis nie. Byvoorbeeld, die man is siek, of sy vrou is nie by die huis nie,
Albei maak sin op hulle eie. Nou by 'n veelvoudige sin moet jy uitkyk vir die voegwoord. Die voegwoord bind gewoonlik hierdie veelvoudige sinne saam. En algemene voegwoorde wat gebruik word is en, die funksie van en is dus aaneenskakelend, maar is teenstellend en want is redegewend. So wanneer jy die voegwoord sien, weet jy dis 'n veelvoudige sin. Goed mense, maak seker jy voltooi asseblief die aktiwiteit wat ek vir jou gaan stuur en ek hoop julle het 'n baie lekker dag verder. Totsiens.